Hallo, hallo, Alliansens. Hallo, gaan dit? Hallo, goed. Gaan het al beter? Klein bietjie, Klein dankie. bietjie. Ja, voel asof dit nou in my sinusse 'n bietjie inbeweeg het. Wel jy die weerste weer om nie gesond in te voel nie. Dit is koud. Ek bedoel, jene, ek het nou net my trui gaan aantrek. Hmm. Hoorie so, ek dink ek gaan so 'n bietjie lyk my almal kry koud. Almal gaan 'n bietjie lyk my 'n bietjie later kom. So kom ek gee nog so 'n oombliekie, maar we'll see how it goes. My eie man is ook missing in action. Hy sal seker iewers die pitch. Is dit al wat oor is? Ja, terrible, né? Nee, ek weet nie waar is die res nie. Ons sal nou kyk. Kom ons kyk wat gebeur. Kan ek gou 'n boodskapie stuur? Ons eet net gou ons brood. Eet rustig. Is dit jou nuwe broodjie? Lekker, lekker. En 'n brood. En het jy die sop gemaak vanaand? Ek wou sê dis die regte aand vir sop. As jy sop gemaak het, as ek daar, dan kom eet ek saam. Ek het die brood opgeëet nou die aand, moet ek nog bak. Dis al wat oor was. Ja. Net En reg dit nie. is die dag gewees. Okay. Ek het hummus gemaak. So, Lekker. Brood en hummus. Mm. En waarop sit jy anders hummus? Wel ek sien nog steeds die sop sal lekker wees. Hallo Renée, hallo François.
Hallo, Hi. Hi Francois. I don't know. lekker, ciao. Hallo julle. Hi. Is dit so koud daar by jou ook, Renay? Is Pretoria ook nat en koud? Ek sê jou dit voel of ek in die verkeerde provinsie is. En ek hou van jou agtergrond. Dit lyk of jy iewers in die Bosveld sit of waar's jy? Ja, dis nou die van my dekke wat hy so lyk, maar dis 'n fotootjie van die toe dit nou sonsondergang was. Nice, nice. Ek gaan net gou met Sue check. Ek het nie van haar gehoor nie. Net gou seker maak. Maar ons kan maar in elk geval so lank aangaan. Ek is seker as sy kom, sal sy kom. Okay, hallo julle almal. So hier sit ons in week 7, Vaderland. Ons is nou eintlik mooi halfpad, right? So gou net, kom ons begin net en kyk hoe voel almal. So of so of so. Adele sê thumbs up. Renay, thumbs up. Ranso sê thumbs up. Nico, Pam is nie in die breekie nie. Oh, okay. Nico, is musiek. it a wild vir thumbs down of is dit 'n Nico Jansen verkoue thumbs down? Ek dink is kombinasies van die goed en ek sit met die energievlakke is maar baie depleted. Ja, shame, dis 'n bietjie dis nie 'n goeie tyd om siek te wees nie. Maar ja, ek dink ek is baie nuuskierig om by julle almal te hoor hoe julle hierdie tweede week van spring ervaar. Ek dink van julle gaan dalk sê dis lekker en dis maklik of makliker of die meal prep is makliker. Of miskien gaan van julle sê ek is nog net nie daar nie. Ek voel dit nog nie heeltemal nie. Dis net nie heeltemal vir my nie of miskien voel jy is ek regtig op die regte track, het ek die regte spring gekies? Of dalk sê jy ja, ek sit tussen die boom en die bas, maar ek dink is vir my belangrik om by julle almal te hoor. Het julle enigiets voel verander? Het enigiets geskuif? Het enigiets begin voel asof iets in die regte rigting werk? Dis Nico se eerste week in spring. O ja, want sy ons eerste week in spring was sy lemoensap week, right? Ja. Ja. Ek dink die groot ding is en die ouens wat missing is vanaand, ek gaan sommer vir julle ook almal hallo sê want hulle gaan later inluister. Die groot ding is ons het 'n manier om hierso Sue is op by, skus ek gaan nou net gou inlaat. Kyk of sy ons join. Hallo Sue, ons kan maar unmute, ons is almal hier. Hallo Marlies, skus tog ek sukkel om in te kom vanaand. Ek is nie seker wat gaan aan nie, maar hier is ek nou. Dis doodreg. Welkom. Ons sê nog hallo vir mekaar en ons probeer kyk hoe gaan dit. Hoe is jy vanaand? So of hier in die middel? So rig. Ja. Okay. Meer na die beter kant toe, maar ja. Meer na die beter kant toe. Okay, maar ons gaan nou alles lekker in detail hoor. Ek het net gou weer gesê, die groot ding hierso is in hierdie tyd van ons program moet ons versigtig wees om terug te val op ons diet mentality waar ons sê hierdie werk nie. Ek voel sleg of ek voel skuldig want ek het iets gedoen wat ek nie moes nie of ek het van die wa afgeval. Onthou Wildfit het nie 'n wa nie. Ek kan nie van die wa afval nie. Daar is geen behoefte om perfek te wees nie. Jy hoef nie die beste student te wees nie. Jy moet net deur elke dag kom die beste vir jouself. So terwyl ons nou daarvan praat, kom ons kyk 'n bietjie hoe het laasweek gelyk. Ek dink spring is ongelooflik. Spring is as ons dit met in woorde sit, it's actually a season of abundance want daar's baie wat jy eintlik kan eet. Dit voel nie vir ons almal so nie. Soms voel ons 'n bietjie verveeld en ek weet baie van julle het ingetap op idees hierdie week, so dis nice. Maar it's a big deal. Daar is groot dinge wat aan die gebeur is. Ek dink die groot ding is dat julle almal gaan begin die shift voel. Daar's dinge wat gebeur en die fokus is terug op your overall health, your overall well-being. Dis nie iets spesifieks nie, dis regtig alles. So that makes it a big deal.
Ek gaan dan 'n bietjie met julle gesels oor wie is nog op Alkajaiza Primes, want baie van ons is op Hunter en dan is die Alkajaiza by die deur uit, so ek dink Adel, dis net julle. Die belangrikste wat ek vanaand oor wil praat is non-scale victories. So dis my verskriklik belangrik. Ek gaan vir julle 'n dokument uitstuur uit 'n ticklys of 'n checklist wat ek wil hê julle moet regtig bietjie gaan oorweeg. Hoe voel jy oor al hierdie goeters? Ek sal dit uitstuur op die WhatsApp groep. Ja, sê net vir my, waar staan julle met elkeen van hierdie goeters? Niks van hulle het enigiets met gewig uit te waai nie. Want gewig is een ding, maar dit is nie die belangrikste ding nie. So kyk regtig vir my na al daai detail. As jy dit vir my kan terugstuur voor die naweek, sal dit fantasties wees. Dis 'n baie vinnige, okay, that's me or it's not me, it's a yes or a no. As jy nie kan nie, dalk 'n bietjie oor die naweek, dit sal lekker wees as ek dit dalk net so teen maandag kan sien, net om 'n gevoel te kry van wat is aan die beweeg vir julle. Daar's baie goetertjies wat jy na kan kyk in spring. Goed soos, het jy dalk daai keto breath gekry? Het iemand naby jou gesê, of het jy, as jy geëet het, gevoel jou asem is dalk nou nie heeltemal so lekker nie? Dit kan gebeur, dis 'n goeie teken, dit beteken something's shifting. Dalk daai snaakse smaak in jou mond, party ouens praat van die metallic smaak. Ek het dit nog nooit gekry nie, maar ek weet baie ouens praat daarvan dat hulle dit proe. Enigiets vreemd, tummy movements, bathroom movements. Ek weet in my huis was dit definitief 'n ding. En weer eens, that's a sign of progress. Of dit nou minder is, of dit nou meer is, of dit anders is, of dit whatever dit is. Ek het nou met my groep vroeër vandag, toe ek met hulle gechat het, het hulle baie daaroor gepraat. En die een ding wat definitief uitgekom het is, it's not as regular. En ek dink die groot belangrike ding is, onthou net dat jou lyf is besig om met ander kos te werk. Jou gut het begin aanpas. En as jy op Hunter is, baie definitief. Met proteïene, soos Erik gesê het, gebruik jy omtrent 85% van dit wat jy inneem, gebruik jou liggaam. Die aminosure en al die goeders word opgeneem. So jy het minder wat hoef uit te gaan aan die einde van die dag. Daar gaan minder gebeur. So dis belangrik. Selfs as jy in traditional spring is of gatherer spring is, jy het nie meer die suiker wat in die vrugte was nie, so daar's baie minder wat hoef te gebeur, baie meer wat gebruik word. My grootste verskil was dat ek nie die bloating gevoel het nie. Ek het altyd gesê ek het ten minste 55 jaar oud geword en gedink is normaal om bloating te voel gereeld in my lewe. En guess what, is absoluut onnodig. Ek het nog nie weer bloating gevoel vandat ek Wildfit begin het nie. So al is my maag minder of meer, hy is nie besig om te sukkel en te bloat nie. Baie van julle gaan dit dalk voel aan julle klere. Ek is skieurig om net in te check om te voel hoe voel julle klere aan julle of net te hoor hoe dit voel. Gesigte. Ek het vanmiddag met my groep ook gesien die gesigte begin smaller word op die fotos en in my Zoom, so dis altyd interessant. Maar die belangrike dinge vir elke dag se deurkom is goed soos, hoe slaap jy? Wat is jou fokus? Hoe voel jou fokus? Hoe is jou energie? Kan jy voel dat daar 'n shift is wat gebeur? So ek is net skieurig om dit alles te hoor. Baie belangrik hierdie week nog steeds, hydrate. Nog belangriker as ooit tevore, want nou het ons niks van daai vloeistof wat deel was van ons vrugte nie, wat ons so baie lekker ingeneem het tot 2 weke terug nie. So, maak baie seker dat jy ten minste jou 2 liter water, maar liefs jou 3 liter water in kan kry. Dit raak al hoe belangriker in hierdie druk. As dit so baie sout is, so baie water is, onthou 'n bietjie sout daar by te sit. Jy kan ook elektrolyte bysit as jy wil, magnesium, potassium, kalsium, 'n mineraal druppel, as jy 'n goeie een het, noem dit vir ons. Een van my kliënte vanmiddag het vir my gesê rehydrate. So 'n klein sakkie af en toe. Ek dink dis 'n baie slim idee want jou electrolytes kom terug. Maar maak seker dat jy nie as jy begin krampe voel, as jy effens moeg voel, as jy effens lighoofdig voel of dalk net 'n bietjie net uitgeput voel, onthou 'n bietjie op te top met 'n klein bietjie sout. En dan die ander ding wat belangrik is hierdie week is beweging. So ek is skieurig om by julle almal te hoor, hoe gaan dit met die beweging? Beweeg jy meer as vorige week? Dit hoef nie 'n marathon te gaan hardloop nie, dis net meer as wat jy voorheen gedoen het. As jy dalk 'n stel trappe by kan doen of net verder loop of wat ook al, probeer dit gerus. En dan die laaste ding wat ek gou wil noem voor ons begin incheck is, onthou, binnekort is 'n goeie tyd om mediese goed te check. As jy enige medikasie wil verander, asseblief doen dit met mediese advies. As jy voel jou bloeddruk voel beter,
Gaan doen dit asseblief saam met 'n dokter. Ek kan nie vir julle daai goed check of advies gee oor nie. Maar omdat jou lyf deur baie veranderinge gaan, is dit dalk 'n goeie tyd so in die volgende week of 2, 3 om dit te check. So, kom ons begin incheck. Wat is julle wins? Wat het geskuif? Wat voel julle hierdie week? Wat frustreer julle? Wat se vrae het julle? Wie is vanaand lus? En ek wil eintlik gevra het, Renay, is jy lus om vanaand vir ons eerste te gaan? Okay. Ek maak so kan julle my hoor want ek is op 'n portable oortjies. Ons kan jou mooi, ek kan jou mooi hoor. Kan julle almal al hoor? Alright. Ja, die eerste ding wat ek nou regtig kan sê is my man is minder sensitief hierdie week. So dit gaan definitief goed. My irritability is baie minder. En dan moes ek nou as gevolg van die rugoperasie moes ek al my inflammasie medikasie los en ek was nogal bekommerd daaroor want ek sukkel met kroniese inflammasie in my rug. En ek moet sê dit eerlikwaar dit voel vir my ek kon dit al eerder gelos het want ek het geen inflammasie pyn hierdie week gehad nie en ek mis nie eers die pilletjie nie. Wow, Renay. Ja, dit is vir my regtig en dit is vir my vreeslike tasbare bewys dat die hunters definitief vir dit werk want ek kon op min geleenthede kan ek sonder hom klaarkom. Jy weet ek moes ten minste 2 keer vir 2 weke aan mekaar dit drink en dan weer 2 weke los. En ek kon dit nou los en ek het absoluut geen neeweffekte nie. Sure. So dit is vir my 'n baie groot wen. Ja en dan ek het hierdie week ja jy sê nou ons moenie voel ons terugval in ons dieet mentaliteit nie, maar dit het vir my kleindogter het verjaar gister en ons het gaan toe ons daar kom toe maak my seun nou vir my koffie wat ek al so lank al voorlus het, koffie met amandelmelk en ek het nou gisterand die vrugte daarvan gepluk. Ek was soos 'n uil op 'n kleit. Ek kon glad nie slaap nie. Die kafeïne is beslis heeltemal uit my stelsel uit in die minuut toe hy hierdie kafeïen boost kry, toe ek die hele nag wakker. Maar die goeie wat ek daar uit kon neem is ek het genoeg tyd gehad om vir volk en vaderland te bid en vir elkeen op die Wildfoot groepie te bid. Oh, dankie Renay. So ek voel oor die algemeen ek het baie meer wenne gehad as verloor. Ek het so 'n bietjie daai het op 'n stadium it crossed my mind dat ek dalk die verkeerde spring gekies het omdat ek dom raak met vleis en eiers, maar ek het nog nie moed opgegee nie. Dis nou maar net ek kry maar jy weet mens spesifiek as ek alhoewel so heerlike groentetjies en goeie sien en die ou lekker broodjies en sulke goeie. En ek was met vir Adel sensor van die groep af vir 'n rukkie. Hy maak 'n lekker kos. Ons raak almal lus vir jou kos, Adel. Maar ek dink dit was regtig vir my 'n wen hierdie week en my klere is definitief losser. So Okay. ek kan dit is die hare raak al hoe meer, maar my gesig raak definitief ook 'n bietjie skraler. So nee, dit was 'n wenweek vir my beslis. Dankie Marlies. Sure, Renay, baie wins. Yes, ek dink jy het rede vir celebration, reg? Ja. Ek moet jou sê, weet jy, ek kan sien aan jou gesig op die skerm. Jou gesig is definitief skraler, slanker. Dis ongelooflik, hoor.
Ja, dan is ek bly ek het gedink is net die hare wat meer word. En ek moet vir jou sê, ek dink vir my is die mees fantastiese is die inflammasie medikasie. Dit is ongelooflik. Kan jy dink hoe knap jou maaghande, want jou maag hoef dan nie deur daai inflammasie medikasie met al sy byvoordele, al sy nadele te werk nie. So hy kry die kans om al die goed wat hy eintlik normaalweg moet doen met gewone kos te doen. So dis fantasties. Ek is so bly om dit te hoor. Ja, Ek wil vir jou sê, ek is saam met jou in die koffieklub. Ek het ook hierdie week 'n ongelooflike lus vir koffie. Ek en Sue het nog saam probeer tee drink, right? Wel, ek moet sê ek het ook ingegee vir die koffie. En so ek hoor waar jy vandaan kom en absoluut ek het ook gisterand 'n bietjie gesukkel. So daai kafeïnkick wat skielik doen wat hy moet doen, nê, is eintlik ongelooflik. So hou dit in gedagte dat as jy volgende keer koffie drink, ja, kyk miskien watter tyd van die dag, maar as jy die dag nou regtig koffie nodig het vir 'n vinnige pick-me-up in die oggend of wat ook al, dan gaan daai koffie gaan sy ding doen vir jou. nee, definitief, maar ek sal, as ek dit doen, en dit, sal ek dit voor 11 doen in die oggende, anders sal ek, as dit nou regtig te erg is, sal ek maar 'n decaf, alhoewel, ek dink al die chemikalie en goed wat daarmee gepaard gaan, om 'n decaf uit te kry, is ook glad nie goed vir 'n mens. Ja, nee, dit is nie die ideaal nie. Ek weet Erik sê altyd, as jy dan koffie doen die beste koffie en die lekkerste koffie wat jy kan. En ek wil net weer vir jou sê, ongelooflik, het jy nou gehoor wat jy sê, praat van diet mentality, dat jy bekommerd is oor koffie met amandelmelk. Dit was nie 'n milkshake nie. Dit was nie 'n double Sunday roomhuis nie. Dit was koffie met amandelmelk. Ek bedoel, wow. Nee, hoe ver het how far have we come? Nee, dit is verseker so. Renée, die ander wat ek wil sê is, ja, ek weet, ons het almal, weet as ek met die mense in my pilot coaching groep praat, eintlik probeer almal wegbly van hunters die eerste keer as jy dit doen. Ek weet ons het mooi daaroor gepraat en gesê, wat is die hoofrede vir jou was inflammasie en gewigsverlies, en jy het albei as 'n hoof why en 'n hoofdoel gehad vir jou operasie. En as jy daarby kan bly, dan is dit fantasties. As jy nie daarby kan bly nie, dis nie die einde van die wêreld nie, maar ek dink as jy dit vir nou kan volhou, want jy is nou al 2 weke daardeur, hou daarby, is goed. You're doing so well. Ja, die moeilike deel kom nou, ons is volgende week, die hele week in Mosambik met vakansie, maar Ja. ek gaan dit so maklik as moontlik maak, ons gaan vis en prawns en Vat my saam. steak en so aan. So ons gaan definitief, daar is moontlikhede vir my om dit reg te doen. Ek sal probeer wegbly ek gaan definitief wegbly van die chippies en al daai tipe van goed af, maar as dit nou ietsie by is, sal dit dalk 'n slaaitjie of iets wees, maar ek sal selfs daar's genoeg proteïene en verskeidenheid dat ek daarby kan bly. En dan natuurlik in die hospitaal, die dieet daarop, die week op is die dieet, moet jy maar eet wat jy kry. So dit gaan dalk 'n bietjie meer van 'n uitdaging wees, maar watter sal sorg dat ek genoeg, ons maak ons eie droëwors en biltong, so ek sal altyd droëwors en biltongstokkies en goed hê, wat my hele kan nie gang kan hou. Ja. So, en op daai noot wil ek dalk net noem dat ek dan nou 2 donderdae gaan mis, want ek weet nie hoe sal die opvangs en goed in Mosambik wees nie. En dan die week daarop sal ek nog in die hospitaal wees. So hier gebeur nou dinge vir jou, Renée. Weet jy wat, dis piekfyn. Ek sal met jou individueel incheck as dit nodig is. As jy is altyd welkom om my net te skakel. En ons gaan baie aan jou dink in die dag van jou operasie en die aansterk week daarna. Maar ek dink jy gaan piekfyn wees. Ek dink is 'n baie goeie idee die biltong en die droëwors en so aan. En ek dink selfs, hoe lank gaan jy in die hospitaal wees, weet jy? Ek het gesê omtrent 4 dae en dan step down toe. Okay.
So ek dink, kyk maar hoe lyk dit en hoe die kos gaan en want in die step down het jy ook nou nie eintlik beheer oor die kos nie, maar ek weet as Wouter dalk moet iewers maar vir jou 'n lekker stytjie gaan koop, maar ons sal bybly. Ons gaan met jou, ek sal met jou gereeld incheck en kyk hoe dit gaan daar, want dit is 'n baie spesiale tyd. Nee, wat ek glo hy doen, hy weet ek is baie groot op die rashers. So hy braai altyd vir my rashers lekker droog en crispy. So hy sal dit vir my doen en 'n Ja. lekker stytjie braai en miskien vir my 'n gerooster net 'n gegrilde visie of so ietsie bring. Ja, Want ja. hy vertel nogal vir die kinders, hy het nou nog nooit gesien dat ek so lank vasbyt op 'n dieet nie. Ek wil eintlik op daai vraag van vir jou vra. Voel dit vir jou of jy vasbyt? Voel dit soos Nee, dit voel nie vir my naaste by na die ek probeer nou 'n Afrikaanse woord, die deprived, ek het altyd deprived gevoel Ja, as jy op 'n dieet was en ek ervaar dit glad nie so nie, glad dit is nie. fantasties. Want Ja. ek wou op 'n stadium vir jou vra, eet ek nie dalk te veel nie? Maar omdat ek, jy weet, daar's net nooit wat ek kan sê, ek is honger nie. Ek is regtig nie honger dat ek voel dis hoekom ek wil kroek nie. Dit voel net nooit so nie. So ja, ek voel nie deprived nie. Ja, Maar dis op as ek die jou hele ander- woordeskat rondom eet verander, nê, en ek dink dis die belangrikste ding wat ons definitief kan sien met Spring. Spring is about communication. Communication with your body. So luister net na jou lyf. As jou lyf sê ek is nog honger, dan het jy nog kos nodig. As jou lyf sê ek is vol, dan is hy vol. As jou lyf sê ek sê dis vir ontbyt, dan eet jy nie ontbyt nie. Dis so maklik soos dit. Dit klink nou maklik, maar ons leer stadig maar seker om vir ons lywe te luister. En dis vir my ongelooflik lekker. Ja, ek weet nou nie of dit deel van die hele die samestelling van alles is nie, maar ek doen 'n 16 uur fasting. Dit is net omdat dit vir my gerieflik is. Ek was nog nooit 'n ontbyteter nie. So ek eet vanaand 7 uur en dan eet ek môre middag weer 1 uur eers. 1 uur of half 2. So, en ek word nie, hier teen 1 uur kan ek voel, nou moet ek ietsie eet. Ja, ja. Maar daar's nie reg of verkeerd nie, is pikfyn. Ek hou daarvan. So ja, nee, vir my werk die kombinasie van hoe dit nou werk en ek voel absoluut nie deprived nie. Wonderlik. Ag, dit is musiek vir my ore. En die cravings is, ek kan eerlikwaar sê, ek soek nie suiker nie en ek kry glad nie meer lus vir brood nie. Brood? Nee, is so lekker warm ciabatta nie. Nie is ciabatta nie, maar nog steeds my scones. Daai scan. Okay, ons sal maar ek is almal het nie gelyk af te skuif in die cravings velocity nie, maar as die scan nog daar is, ons sal werk aan hom. Ons gaan terugkom by hom. Dankie Renay, dis wonderlike nuus, baie dankie. Okay, kom ons gaan na die man wat nie lekker voel nie, Mr. Jansen, gesels met ons. Vertel ons van jou week. My week die spring ding. So alhoewel ek die hunter gekies het, doen ek saam met haar die gatherer. Met 'n klein bietjie vleis hier en daar, maar dit is meer net om hongerpyne te onderdruk. Natuurlik met die medikasie wat 'n mens drink vir die goeters, ek dink een van hulle, ek weet Carex het nie suiker in nie, maar hy het wel die versoeter in. Maar van die medikasie effek vir die verkoue, en dit is dit 'n nodige evil om te doen. Ja, ons moet jou gesond kry. Die lekker ding natuurlik wat jy kan onthou is met enige verkoue of enige griep is baie meer vloeistof, nog meer. You can literally drown out the cold.
En ons sal later meer leer van hoe mens eintlik minder kos nodig het met siek, maar vir nou is dit as jy medisyne nodig het om jou beter laat voel, dit is wat jy moet doen. Dis pick Wel, fine. dit is nie dat ek meer kos nodig het nie, is net dat met ons werk, weet jy, eet vroeg in die oggend, dan is jy besig. En as jy besig is, dan kom jy tot op 'n punt waar jy maak nie plan om middagete te eet nie. So met die gevolg is wanneer jy eintlik by die huis kom, dan het jy 'n bietjie van, so jy weet, probeer maar weet ek was nooit by pokchips gaan gryp en sulke goed nooit dit gedoen nie. Maar een of 2 stukkies biltong wel gewoonlik. In die verlede sou kaas ook daarvoor gebruik het, maar biltong is fine vir nou. Okay. En dan het ek van hierdie Kaap snacks wat het al vir my gekry het, wat ek ook van tyd tot tyd sal gebeur. So dis nie 'n issue nie. Wat die slaap aan betref, ja, ek slaap nie noodwendig elke aand solidly 5 ure nie, dis die minimum tydperk wat ek sal vas slaap. Van bathroom breaks wat gebeur in die middel van die nag en dit is maar dit. So andersins dit gaan aan. Nie issue om op die kosse te wees nie. Ook julle muntsap om weg te stap van julle muntsap is ook nie 'n issue nie, so nee, ek kry Sê vir my gou-gou, ek is so skieurig om te hoor van jou middagete. Is dit vir jou, is dit iets wat jy wil na kyk, wat vir jou belangrik is, dat jy miskien iets moet kry in die middag om jou net deur die dag te help? Is jy okay daarmee? As ek in die goed wat ek al gekry het, is ook snackpakkies. Dit is maklik om dit in my rekenaarsak te sit. Okay. Ek wil nie iets bydra soos 'n kospraat, want ek het nie 'n kantoor na waartoe ek gaan nie. Ja. Weet, as ek wel vind, soos byvoorbeeld, ek dink wanneer is dit gisteroggend het jy nie ontbyt gemaak nie. Ja, dan sal ek dalk plan maak om ergens dit ontbyt te gaan eet. Weet, en dan die keuses wat jy maak, met 'n omelet met groente of wat ook al, dit is die opsies. Maar dit is ongelukkig, maar wat gebeur is jy werk soos wat 'n mens werk in die plekke waar 'n mens werk. Ja, maar dit klink vir my asof jy pas aan by jou omgewing, jy pas aan by jou elke dag. Jy maak conscious decisions soos wat jy aangaan. Dis my lekker dat jy na die spyskaarte kyk en besluit wat hiervan werk vir my, wat kan ek doen, wat werk. Dis fantasties. That's what it's all about. En wat ons elke keer sê is wat Renée eet en die tye wat Renée eet en die tye wat jy gaan eet en die tye wat ek gaan eet, dit moet verskil. Hierdie program is veronderstel om jou individuele manier van dinge doen te werk. En dis my lekker om te hoor ons het almal eintlik verskillend doen en dit werk nog steeds vir ons. So dis fantasties. Drink nog koffie in die oggend, maar in die middagaand drink ek net tee. Sure. In die laasweek ook in die Kaap gedoen. Die kelkamers het rooibos tee in. Okay. Maar in die oggend kry ek my caffeine fix in. Okay, maar as jy nou teruggaan na hoeveel koppies koffie het jy gedrink voor jy Wildfit begin het? Dit het gewissel. Plus minus, gemiddeld? 2 of 3 koppies in 'n dag gehad het, en dan was daar intens daar wat jy baie maklik, so wanneer ek praat van 6, is nie noodwendig bekers nie. Dit is oor die loop van miskien 5 back-to-back meetings wat gebeur en sulke goed en intense konsentrasie en sulke goed so. En waar jy nou is? Nou is jy, hoeveel koppies dink jy doen jy nou in 'n dag? Omtrent 2 of 3. Wow, okay. 2 of 3. Ja, en ek bedoel terme van tee sal ek baie maklik 3 of 4 afhangende van hoe lank ek in die huiskonteks is. Want weer eens ek dra nie rooibos sakkies saam met my nie. Ja.
as ek wel voel, dan sal ek rooibos drink in die restaurant. Yes, yes. So ek laasweek by die Waterfront by die Mac and Bean gaan sit, het ek saam met middagete het ek rooibos gedrink. Okay, wel, vind ek fyn. En vir weer eens, kyk waar raak ons bekommerd. Te veel koppies rooibos tee. Ek dink nie dis 'n probleem nie. So, baie So goed. dit is, en dan in terme van klere, ja, ek kan vol klere sit loser. Okay. Die een belt wat ek het, dit is op sy laaste gaatjie. Wat? Sjoe, okay, ons sal maar vir nog gaatjies maak. Frans, wat jy dink wat vir Nico kan gaatjies in sy belt maak? Boormasjien, baie maklik. Ja, Fantasties. Wow. Ja, dis dit, Maries. Okay, baie dankie. Okay, wel terwyl ons op Janssens is, maar ek dink dit is uitstekend. Baie wins en baie goeders. Ons hoop jy voel vinnig beter en ons hoop die medikasie kan pad maak vir ja, lekker gesonde en lekker dinge. Adele en die kat. Adele? Adele het nuus om met Adele, sal jy asseblief jou nuus met ons almal deel? Skus dat ek jou nou op 'n spot sit, maar Nico moet net eers vir julle sê wat hy gisterand gehad het vir ete. okay. Die beans, Ja, wat noem jy dit? mung beans. Ja, mung beans, laat my dink aan mango jerry. Ah, die gesoukte, long soaked beans, right? Alhoewel ek weet nie of dit net dit was nie, maar ek weet dat daar sekere kosse wat mens bietjie gasserig maak. Nee, daai goed is vir die hele dag gesouk. Daar was geen gas oor. Nee, Mans is mans, Adele. Ah, Not the food, it's them. ja. Wat 'n nuus. Ja, jou goed nuus wat jy met my gedeel het. Kom. O, Eintlik het sy twee nuuse om te deel. nee nuuse. Ja, jou kollegas by die werk en jou. O, die een is die kollega by die werk wat gesê het dat hulle kan sien ek is besig om gewig te verloor, wat doen ek? En En toe sê jy vir hulle wat? die sê ek I'm in a lifestyle. I'm busy changing my lifestyle. Dis so cool. No diet mentality. This is gone. En ja, toe sê sy my vel lyk so mooi. So ek moet sê my oë is nie puffy as ek in die oggend opstaan nie. So Oh wow. That's amazing. Oh, nice, ja. Ja. So. Daar's definitief minder lyk dit so. Nou, ja. Ek het nou gelê in slaap, so ek's 'n bietjie deur die ware. En ja, ek het tot dusver toe seker al 12 kg verloor. Wow. Dit is ongelooflik. En voel jy dit? Jy kan dit oral voel. Dit is vir lekker. Ja, ek dra op die oomblik al my lekker los Marlies broeke. Maar dis omdat ek nie gestryk is nie, maar ek's definitief ten minste one dress size down. So ek's 'n bietjie begin krap in my kas waar nie kleiner klere is wat nog daar agter sit wat ek weer kan begin dra nie, want hier's nog niks gestryk in hierdie huis nie. So, Oh, that's amazing, Adele. Just keep it up. Dis ongelooflik. Ek is so bly vir jou. ja, ek dink die enigste ding hierdie week is daar's sekere goed wat ons eet. Dis nou maar mushrooms en die groentes. Meeste van die tyd. Ek het weer vir ons hummus gemaak. Dit was hoekom ons 'n broodjie moes kry dat ons kan hummus eet. En baie keer gebruik ons die hummus en die broodjie as 'n snack. So dan is dit geen proteïen, nou geen carbs daarin. Of is baie laag met die chickpeas. En die ander ding het ek daai Itzaki beans probeer en die mung beans, maar hulle was alles gesouk vir omtrent 'n dag en 'n half. En dis weer daai Itzaki beans maak 'n skuim bo op die water. As jy hulle souk en as jy hulle kook.
So dan sê hulle, jy moet dit afskep, want dis alles wat daar uitkom. Ja. Maar dit is nogal lekker, want toe het ek die goed in 'n slaai gesit, en dan is die slaai net bietjie meer, jy weet, uit bietjie oomf. 'n bietjie substance, ja. Ja, Ja. want tomatie en blaarslaai en komkommer het nie. Ek gaan jou nie vol genoeg maak nie, nee. Ja, en ek maak vir ons nog die die groen goed. Groenamba. Die ons is nog in die yskas wat ek gister gemaak het, so Okay, en jy doen die Alka-Jaya Prime nou, nee, sonder die appels. sonder die appel, ja. Wow, well done. Ja, ek geniet hom net soos dit is, Nico dink nie hy is so lekker nie. Maar Wat gooi jy by Nico om lekkerder te maak? Is daar iets wat jy kan bietjie by? Ja, 'n bietjie jalapeno peppers of 'n bietjie cayenne pepper of ietsie spicy? Ek gooi nie spicy goed nie. Maag is nie goed op spicy goed nie, Marlies. Okay. Nee, ek het net 'n kommentaar gemaak op die goed dat dit absoluut neutraal is wat jy drink. Dit is, jy drink die goed en dit proe soos, jy kan maar net so wel water drink. Okay. Dit kan seker erger wees as wat dit soos water proe, nee. Ja, maar dit is nie, dit is nie dat daar aromas of sulke goed by. Jy wil dit nooit moet afwurg nie, ja. Dit moet drinkbaar wees. Dit moet op 'n langtermyn drinkbaar wees. Dis die belangrikste vir my. Ja, so hierdie week was en ek maak die chia seeds met daai plant yoghurt en die nut butter en alles wat nie. So ons gaan almal vir lesse kom as ons weer terug is op plante. Adel gaan vir ons al haar geheime deel. Ons gaan Adel se resepteboek om die waarheid te sê vrystel dat ons almal kan leer. So Adel, doen so voort. Ons wil alles kom hoor. Ja, so ek het net gevind dis jy het nou wel 'n variety, want as ek soos toe ek die tofu gemaak het, daar's seker 'n goeie 5 verskillende groente daarby saam in. Tofu, by the way, I don't know how people eat it. Tastes like nothing. Ja. Nou ek het hulle hierdie keer bietjie spices gegooi, maar is nog steeds so 'n blokkie wat ook al. Die wit blokkie niks, ja. Wit blokkie niks, maar dis meer jy soek iets anders by. Ek bedoel die tomaties gee darm kleur en so aan. Maar ons sal sien, ons sal aangaan met wat daar is. Ek kan nog steeds verskillende goed bymekaar sit. Ek het nog nie bok choy in die hande gekry nie. Of in die kos gegooi nie, so that's next. Maar ons eet gewoonlik bok choy en goed, so daar's niks. Maar sit jy proteïene by as jy so voel? Ek weet jy het aanvanklik gesê gaan dit oor naweke doen. Doen jy enige eier? Ja, jy doen eiers ook soms, nee. Eers doen ons. Ja. En dan soos daai broodjie vat 5 eiers. So, Ja. Dis gewoon my eiers nogal kwaai. Okay. Maar ek sit, ons wil snack op 'n stukkie biltong of so iets, maar daar's nie die groot rede vir ons om nie die vleis te doen nie is ons hou nie van daai as jy 'n stuk vleis geëet het, dis swaar. Die swaar gevoel as jy klaar is, ja. So ons sal vleis doen, maar dis gewoonlik het ons dit meer oor soos as jy uitgaan, as jy steakhouse toe gaan, ja, jy gaan nou nie vir hulle sê gee net vir my die gebraaide groente nie. So as jy so iets doen, sê jy 'n stukkie vleis eet, maar dis nie ek soos die aand met my verjaarsdag. Ons het ek het die 200 gram steak gehad. Ek was eers die volgende aand weer honger. Wow. Dis so met die plante eet, word jy wel baie vinniger honger. Jy moet meer gereeld eet. Ek dink wat jy baie keer vind is, jy moet seker maak jy eet genoeg. Jy kan nie net 'n blokkie iets eet en nou is dit klaar nie. Jy moet 'n ordentlike porsie eet. Ja. Daar's nie so 'n hoë konsentrasie van proteïene en goed binne in wat jy eet nie. Of selfs as jy die groente eet, die proteïene is laag tensy jy bone of een of ander iets bysit.
Die mangbeans was lekker gisterand. Ja, en ek dink wat vir my ongelooflik is, Adele, is dieselfde storie vir jou ook, is dat jy regtig jy luister na jou lyf. Jy luister na, is hy honger? Wanneer is hy honger? Het hy genoeg? Moet ek vir hom meer gee? En dis die een ding wat ek vir jou wil sê, en die ander ding is dat ek absoluut 'n klomp 12 kilos te verloor en nie te voel asof jy dit moes afsweet en moes op 'n starvation dieet gaan nie. Jy eet lekker, jy eet vindingryk elke dag, jy's vol idees. Jy meal prep dat dit so nee, dit is net dit is vir my so amazing leefwyse wat jy by uitkom. Dit is vir my wonderlik om dit te sien, regtig waar. En die yoga is makliker. Daar's minder tussen my en die buigerye. Maar die gisteraandse yoga, ons het ons gisterand dubbel geknoop en as jy enigstens 'n maag gehad het, dan was daai maag in die pad. En as daai maag kan minder wees, dan is die yoga definitief makliker. Ja, ek wil net vir julle sê, ouens, as julle nog nie yoga probeer het nie, wragtig na gisteraandse yoga, ons het so gestretch en dit is net so ongelooflik. Gaan doen dit iewerster, gaan probeer dit. Renay gaan kry nou net eers die rugoperasie agter die rug, maar gaan probeer om iewerster. Ja nee, ek sal nie getraande klas bywoon nie. En nie nou dadelik nie. En ek weet nie wat hulle met jou doen nie. Maar daai twists wat ons doen om jou rug soepel te kry. Dit hang nou natuurlik alles af van wat hulle doen met die operasie. Maar daai goed werk. Dit werk ongelooflik goed. So en ek dink baie keer as 'n mens, baie keer as jy rugpyn of omdat jy ook, want nou praat jy van abdominals. Nou iemand het een van die klasse nou die dag te sê, just remember your back muscles are part of your abdominals. Want jou rug en jou maag moet sterk wees om jou reg op te hou. Dit kan nie net jou maag wees nie. Yep. Jou rug vorm deel van daai kol. So hoe sterker daai muscles is, hoe meer support dit jou lyf. Dis nou maar net hoe dit is. En as al minder is om te support, is dit ook makliker. Sure, Adele, nee, maar ek dink jy gaan baie goed aan, baie dankie, en dankie vir al jou posts in die groep, wat ons almal so jaloers maak op die oomblik, maar inspireer op die lang termyn. Ek probeer julle oorreed om... Nou ja, toe. Franso, oor na jou toe. Vir my was 'n moeilike een hierdie week. Want ons is op toer op motorfiets gewees en ja, die ou bierduiwel het my bed gekry. En ek het geswoeg, ek het 'n ou biertjie gedrink. Maar dit was baie lekker, maar dit was net een. Waar gewoonlik per naweek is 'n minimum van omtrent 6. So ja, dit help. En ja, wat my frustreer op die stadium in die geveg is, die vleis is net vleis, en ek het regtig waar, ek kan voel ek het 'n ding vir ander tipe kos wat ek moet kry, maar hou maar daarby, en ja, resultate is fantasties. Ek het ook al 'n hele klompie kilogram verloor, gesig is beter, slaap soos 'n klip. So dis als positiewe goed. En dan so hier en daar 'n negatiewe ding, maar ons is soos jy sê, ek voel nie skuldig as jy op 'n dieet skuldig gevoel het nie. Ek dink ja, ons het net maar jou bier gedrink en dit was baie lekker. En jy kan mos nie hou van 'n lang pad afklim en nie 'n bier drink nie. So ja, maar daarna was dit oor gewees. En dan ons het baie restaurante besoek en goed oor die tydperk, en daar was altyd iets om te eet en iets om plan te maak om dit te doen. So ja, dis baie suksesvol gewees. Dis my storie. Dis jou storie. So ja, definitief wins. My man het 'n six-pack of note. Dis baie lekker. Ek kan dit definitief sien. En definitief ja, in jou gesig kon jy dit sien. Ek moet sê, Fransa, ek was baie beïndruk, want by elke restaurant wat ons kom, doen jy ook absoluut keuses. Jy beplan eerstens die restaurant en tweedens die keuses van jou spyskaart af. Dis ongelooflik om te sien. En soos Erik sê, you can be that guy wat sê, bring vir my die kos so en los my daai af, en dis okay, of stuur dit net terug, dis nie 'n krisis nie, en ek was baie beïndruk daarmee dat jy die bier
geniet het sonder om skuldig te voel daaroor. Frans het daai bier van die begin tot die einde lekker geniet en toe dit klaar is dit klaar. Dit is dit like jy het eers gevoel jy wil nog een nie reg. Nee, dit was Ja. net daai een en dit was lekker. Dit is so 'n bietjie van tradisie en ja. Ja, en dit was spesifieke omstandighede. Ekskuus Renay? Mag ek vir Frans vra hoe het die manne dit hanteer dat jy nie saam met hulle bier vir bier drink en dat jy net vleis eet nie, het hulle Man, nie het hulle regtig nie. jou- Hoor, vir my was dit gelukkig die groep ouens wat ek saam mee is. Hulle is nie geweldig groot drinkers nie. So as jy een bier drink, as jy geen bier drink, dit pla nie gelukkig nie. Maar ja, dit is so 'n bietjie wilskrags gekos want die ander manne lekker jy soda water, maar nee, dit gewerk. Dit was nie so moeilik geweest nie. Ek het gedink dit gaan 'n bietjie moeilik geweest, maar nee, jy gaan jou net by daai ding. So jy het mos nou jou bier gehad. So hulle kan nie 'n woord sê nie. Ja. Ag, ek is baie bly om dit te hoor. En wat is Renay het eintlik 'n goeie punt daar want van die ouens op jou groepe saam met jou Woensdag motorfietsgroep, hulle weet nou al jy sê net dis wat ek nou eet. Hoe het jy dit vir hulle gedoen? Ja, ek sit basies aan hulle verduidelik ons is ook op hierdie kursus. En ja, as ek drink nie op die oomblik nie of ek eet nie dit nie of ek eet nie dat nie. Dis nie in die plan nie. So en hulle het dit aanvaar. So dit plan nie. Hulle vra nie eens meer vra nie. Nee, dit is goed want ek het agtergekom onder die manne is dit half aanvaarbaar as jy sê jy doen 'n carnivore diet. Of jy keto. Jy weet dit is asof hulle is asof almal dit ken en almal dit aanvaar. En nie vir jou baie opdraande gee en sê ag nee man. Moenie Kyk, hulle kyk jou veel meer skeef aan as jy 'n slaai bestel. Maar as jy vleis bestel dan is jy reg. Dit is baie waar. Maar dit is 'n goeie punt daai Renay. Ek weet ons gaan op 'n stadium bietjie meer daaroor praat. Ek weet Erik noem dit ook soms dat 'n mens aan die einde van die dag moet jy ook gemaklik voel in die geselskap wat jy jouself bevind, maar soms as jou gesondheid vir jou belangriker word, dan begin jy soms neig na geselskap wat dieselfde as jy dink. Ek weet nie of jy dit al gevoel het nie, maar 'n mens voel half ongemaklik as mense om jou totaal en al net geen aandag gee aan hulle gesondheid nie. En ek dink die ander ding is be the example. Mense gaan begin agterkom, maar jou gewig werk vir jou en jou gesondheid werk vir jou en jy het die energie en hulle gaan vir jou begin vra, hoe kry jy dit reg? Want baie keer is dit dalk wat hulle mee sukkel. So ja, be the example. Die volgende groepie is dalk 'n bikersgroepie. Dit sal interessant. Ja, Frans het teruggekom Woensdag. Ja, terwyl hy Woensdag daar is, kry ek hierdie boodskap wat sê waar's daai qigong video van jou? Ek sê hoekom? Hy sê nie een van die ouens in die bikersgroep wil dit hê. So dit was interessant. Dankie Frans. Ek dink baie wins aan jou kant en ja, hou so aan. Dit is 'n inspirasie. Renay, hoe gaan dit daar by jou? Ek en jy het al lekker gesels met die ander ouens moet eers opvang met jou. Seker Sue, ek en jy Ekskuus tog Sue, ek bedoel jy, Sue. Geen probleem nie. Dit gaan goed eintlik, Marlies. Ek het meer wins as losses, moet ek sê daarom, of ek weet nou nie, dit klink vreeslik. Ek het eintlik 'n hele klomp goed wat baie positief is. Ek het net ongelukkig iewers skeef gesit hier vroeg in eintlik Sondag al. So en ek het net al stywer geraak. So my rug is Renay iets wat styf. Ek dink nie dis enigstens naaste aan wat jy mee deel nie, maar ek is net 'n bietjie beweeg nogal moeilik. So ek kon nie regtig hierdie week vreeslik oefen nie. En ek het uiteindelik nou maar ook fisio toe gegaan in die hoop dat dit 'n bietjie gaan beter voel. Maar ek het van 'n gesondheidsperspektief af was ons toevallig by die dokter gewees vandag. Ons om voorskrifte en goed te kry. En ek het definitief my bloeddruk het
die pille wat ek gebruik het ek halfte verminder. Wat? Wow. Ja, Sure. so en ek het ook met cholesterol het ek ook al die helfte verminder. So dit Oh, is definitief van wat soos ons eet en so voort. En ek moet sê ek het ook daarom ek is terug in my ou broeke wat ek aanvanklik by jou gekoop het, Marlies. So mooi man. so ek is aan een groot minder al, dis lekker. Ja, en verder van ek moet sê ek gebruik nogal graag elektrolyte. Ek gebruik 'n ding wat se naam Drip is. Ek sal vir julle 'n foto daarvan sit op die groep. Ja. Maar dit is suikervry en dit is nogal lekker. Dit het 'n lekkerige smaak. Dit is nie vreeslik want dit proe amper meer na vrugte alhoewel dit definitief sê daar is nie. Maar dis baie dit maak nie dis nie 'n skerp smaak nie. Dit maak net die water partykeer dit laat dit so klein bietjie lekkerder proe. Partymal as jy dalk nou regtig moeg is vir water en net vleis. Ek dink Renée sal dalk daai by jou wil hoor. Net met jy word 'n bietjie soms moeg vir water. Nee, maar asseblief ja, deel met ons. Dit sal great wees. En dan Marlies, drink ek nou heerlik aan my sweet chai tee wat regtig is by Woolies. Dit is heerlik. Dit het definitief ek sien dit het licorice root in hom. So hy het 'n bietjie van so licorice nasmaak wat heerlik is. En ek het ook al hierdie week en ek drink mos eintlik amper nooit koffie nie. So ek het al hierdie week ook 'n koffie gedrink wat interessant is, maar dit is maar is sosiaal en partykeer is dit maar net iets om dit was nou net 'n lekker geleentheid om dit wel te drink. Ja, en ek die ander interessante ding is Gary sê vir my hy sien net die kans vir rooi vleis nie. En ek het nogal toe vir Marlies daaroor gevra en dit lyk my is eintlik heel normaal dat 'n mens as jou liggaam aanpas, jy weet, partykeer minder dense vleis nodig het. So dan om ligter vis en hoender en so te eet en miskien meer eiers en so te eet, help 'n bietjie daarmee. So dis sommer net 'n interessante ding wat ek nog nie van tevore teëgekom het nie. Dan kan ek ook sê ek het nie hierdie keer nog dit geproe nie, maar ek het al in die verlede daai metaalsmaak geproe. Van selfs in 'n gewone tradisionele spring dat dit naderhand wanneer jy in ketose ingaan, kan jy dit definitief proe. Okay. Ja, en dan wat kan ek nog 'n ander ding wat ek ook sommer net vir Adele wat jy praat van die tofu. Die enigste ding wat ek het nog regtig lekker in kon min of meer kry het is ek het dit as mayonnaise met mayonnaise van dit gemaak. So ek het so 'n resep wat jy dan sê almonds en dit bymekaar sit en dan sit jy allerlei spices by. Dan is dit nogal nie te sleg nie. Dan kan ek sien 'n kans af voor. So ek sê maar net vir interessantheid. Ek dink jy moet dalk daai resep met ons deel. Sue, as jy hom nog iewers kan vind. Ja, ek sal, Adele, maar jy kan hom gerus bietjie aanpas. Hy kan dalk nog baie lekkerder wees as wat hy nou is. Ek moet 'n bietjie weer gaan kyk op een van daai kookgoed. Maar dit is meer die Asiër, die Korean, daai tipe van goed was daar een of ander kookding wat hulle die finale challenge was. Ek dink hulle het hierdie moerse hoop tofu in die middel van die ding gehad. En dan moes hulle verskillende disse met die tofu maak. En ek het nie wat hierdie ouens gedoen het nie. Ek moet weer die ding gaan soek. Want hulle het goed gemaak wat baie lekker gelyk het. Ek dink nog steeds dit was nie baie lekker nie, want daai tofu. Want hulle het goed gemaak met die tofu en hulle het hulle het allerhande goed gemaak met tofu, maar dis net so 'n blok wit. Ja, ek hoor jou. Maar dis al wat ek nog ooit regtig kon regkry wat vir my relatief lekker was. So dalk is dit iets, maar ek sal dit bietjie opsit as ek dit kry en jou deel. Dankie. Ook ons maar my nou dan eet ons Tina sonder. Dit klink. Ja. Dis dalk 'n idee hoor. Ja, soorige iets. Ek het nou gekyk na die plant mayo. En daar's ook dis nie die beste opsie
daar's ook goed in wat nie, dis nie low carb nie, laat ek dit so sê. Ja. Maar dis maar ek Marlies, my inflammasie laastens ook is baie beter, maar ek het definitief nog 'n bietjie wat ek moet laat gaan, maar ek is baie bly. My hande is aansienlik beter as wat dit was. En jy het voel in jou vingerpunte nog. Ja, en ek kan sien dat my vingers is altyd baie geswel. Hulle is al nooit heeltemal nie so lyk. Ongelukkig het ek daai arthritis hier in die vingers gehad en dan het dit, jy weet, hulle noem dit spoor wat hy los eintlik 'n harde been. So hier en daar het ek dit op my vingers, maar waar dit nie is nie, die swelsel wat daar was is heeltemal weg. Wow, fantasties. Maar die Dis feit dat daai wonderlik. medikasie van jou af is vir my ongelooflik. Dit maak my baie opgewonde. Ek wil gou vra oor Gary. Het jy toe dalk vir my bone broth al probeer in plaas van die rooi vleis? Ek weet nie. Ek het vis en ek het ons het redelik al vis geëet en hoender en so, maar ek het nog nie dink hy het gedink toe ek dit voorstel het hy eintlik bietjie gedink is dalk nog te swaar. Dink nie hy's eintlik baie min honger, snaaks genoeg, maar dis goed, ons gaan daarmee, jy weet. Ja. So ek het vanmiddag vir die eerste keer, ek het bone broth gaan koop en hy het vir my bietjie vervelig gelyk en ons het gisterand het ons lamsvleis gemaak, dat ek die lamsvleis in die bone broth gaar gemaak het en van die broth het van die sous het oorgebly, soos net lam en die broth en die sous. En ek het dit vanmiddag vir my soos 'n koppie sop want dit was mos nou koud geweest. So ek het vanmiddag toe honger word in plaas van koffie. Het ek 'n koppie van daai sop gaan drink en dit was so lekker. So dit is probeer dit gerus net as 'n alternatief. Dit is nie so swaar soos die vleis nie. Dit gee nog 'n bietjie idee van effense vleis en hy dan bietjie van daai aftreksel en so aan af. So dit is dalk iets om te probeer. Ek dink selfs Renée vir jou as jy moeg raak, verveeld raak met van jou goed, probeer gerus 'n bietjie van die bone broth tussendeur doen, net vir iets wat anders is. En veral vir as die weer nie saam met ons speel nie, dit kan dalk lekker wees. Die ander idees wat ek vir julle net wil noem dalk is, en Frans selfs vir jou ook is, maar ek weet vir jou is dit moeilik, maar om net af te wissel met die vleis is, ja, hoender. Eiers op verskillende maniere, soos ek altyd sê. Ek het vir Renée ek weet Frans gaan dit nie eet nie, so gaan dit nie, maak jy ore toe Frans, maar ek het 'n baie lekker salmon patty resep wat verskriklik maklik is. Ek sal hom vir julle op die groep deel. Hy kom letterlik vir alles wat mense haastig is, hy kom uit 'n blikkie uit. So dis is die blikkie tuna, maar dis die blikkie salmon en hy's eintlik net fyn lekkerder. Ons het hom laas op my mentor coach Karen se groep het sy met ons gedeel en ek het hom al 'n paar keer gemaak. Hy's regtig lekker. En dit proe totaal anderster as eier. So jy kry nog steeds jou eier in Renée, maar dit voel glad nie soos eier nie. Dis regtig net iets lekker. So ek sal dit vir julle deel. En iets wat ek nou gesien het, wat ek nou nog nie gedoen het nie, is eier flapjacks. Jy skei jou wit en jou geel en jy klits jou geel baie goed en dan klits jy jou wit styf, laat hy punte maak en dan meng jy weer die twee en dan maak jy hom soos plaatkoekies, dan daai mengseltjie vat jy dan en jy maak sulke plaatkoekies, hy pof ook dan so op. Hy lyk net soos 'n plaatkoekie. Jy moet vir ons foto's stuur as jy maak, asseblief. Ek sal beslis. Hulle het hom nou, ek het die resep gesien, hulle het hom gewys, maar toe sit hulle nou stroop of heuning en room of arbeie of ietsie bo op. So ek kan eintlik daai resepie net so aanstuur, want net die heuning opsit nie. Ja, ek sal dit graag eintlik miskien oor die naweek probeer. Dit is altyd iets lekkers, iets anders oor 'n naweek. Dis 'n goeie idee. Ja. Baie dankie, dit klink na 'n baie idee. Maar so ja, jy sien baie lekker wins aan jou kant en is jy okay met jou meal prep? Ek weet dit is vir jou nogal 'n ding soms. Hoe het dit gegaan hierdie week? Met tante is dit baie makliker. Is makliker. Is net minder om oor te worry. Dis korrek, ja, maar ek moet sê as ek partykeer vir Gary iets maak, dan wil ek dit word ek lus, dis snaaks, maar ek meen ek word lus vir soos
goed soos spinasie of ek weet nie Dit is 'n of win-win self. mushrooms of sulke goed. Dit is nogal erg hoor. As jy lyf begin kry vir goeie groente, wat het gebeur met ons julle? Is dit nie Ek weet ongelooflik nie? Frans wat sê, wil nie net vleis hê nie, eintlik soek hy net miskien 'n sampioen of 'n ding by. Ja, en spinasie. En spinasie, letterlik, julle. sien. Dis ongelooflik. Ag nee, maar luister, ons tyd is op. Ek is nie haastig nie, soos enigiemand nog enigiets wil deel of net 'n bietjie inspirasie wil kry. Ek is hier. Ek dink die groot ding vir die week is nog steeds net of as ons aangaan tekstuur, verskillende kleure, variation, beplan jou snacks. Môreoggend is ons nuutste video is daar en julle het nou gesien hy kom lekker vroeg. Adele, ek dink is spesiaal vir jou wat hom vroeg wil kyk. So en Frans het nou al vir my begin draai toring om te hoor wat gebeur. Ek sê vir hom ek het spesiaal aspres vergeet wat gebeur wanneer sodat ek die nuus saam met julle kry. So ek het nie 'n idee wat môreoggend kom nie. Ek het nie eers verder aan gedink nie. Ek dink is lekker om dit saam met julle te doen en te beleef. So kom ons kyk wat gebeur vorentoe. As daar enigiets is, julle weet waar om my in die hande te kry, sit gerus iets op die groep. Dankie dat julle almal so lekker deel op die groep. Dis vir my so lekker as die when the lines are buzzing. So baie sterkte vir volgende week, wat ook al dit die week mag bring. En Renée, hou lekker vakansie. Ja, laat ons weet as jy iewers 'n kans het vir 'n WhatsApp, laat ons daarom net weet hoe dit gaan en of jy okay is en as jy terug is, dan gesels ons voor jy ingaan hospitaal toe. Lekker dat sy eers vakansie hou. Jou beplanning is goed. Ja. Nico, ek hoop jy Ek sal vir julle 'n fotootjie stuur. Daar's sy. Okay, julle. Lekker aand verder. Dankie vir julle tyd. Okay. Bye. En ek stuur vir julle daai checklist, net die checklist oor die non-scale victories asseblief. Ek is skieurig om by julle te hoor, okay? Okay. Daar's sy. Lekker aand. Bye.